Haai daar geliefdes, ja ons almal weet, reenseisoen is op ons, somerreëne, en ons weet as dit reën, die water kom en hy maak skoon, en hy spoel skoon. Maar het jy geweet, die wind speel ook 'n faktor in alles. Almal kla altyd wanneer gewoonlik die maand van Augustus kom, en ja, hier in September, die winde wat so erg waai en dit. Maar God het 'n doel met alles. Die winde, soos hulle om die hoeke kom huil en deurkom, waai hulle skoon. Hulle waai die strate skoon, is dit nie? So kon ons moet ons nou maar vir die Vader vra, laat hy die winde van die Heilige Gees bring om deur ons te waai. Sodat hy daai winde wat deur ons waai, dat dit ons skoon maak. Laat dit die winde, die spinnerakke, die geraamtes van die verlede uit die hoeke van ons hartskamers uithaal. Want daai spinnerakke en daai geraamtes mos nou vasgevang daar. Hulle hang daarso. Dat die winde van die Heilige Gees kom en dit wegwaai en skoon waai. Laat die winde van God se Heilige Gees deur die tonnelgate van al ons seer kry waai. Sodat ons kan skoon gewaai word as mens. Dat ons weer kan mens wees. Kom ons vra dan dat hierdie winde van die Heilige Gees van God, laat hy die stem van die Vader tot binne in ons waai. Binne in ons siele in. En dat dit daar gaan vassit. Sien geliefdes, die wind van die Heilige Gees het 'n werk ook om te doen. Hy's daar om skoon te waai, weg te waai. En gewoonlik saam met daai wind kom die water, kom die reën. Die water van die Heilige Gees. Die water van die lewende woord. Om ook skoon te spoel. Sodat ons die stem van die Vader tot binne in ons kan hê. Is dit nie wonderlik nie? Absoluut, absoluut. So kom ons kyk bietjie volgende keer uit 'n ander oogpunt uit na die wind. Ek weet wind kan baie groot skade maak. Maar partykeer is dit nodig dat daai wind van die Heilige Gees skade aanrig in die huis van God, in die tempel van God wat ek en jy is. Sodat ons moet herbou, sodat ons weer skoon en rein kan wees. My nommer 076 479 7517. Onthou, asseblief share, like en al daai gedergelike dinge, dat die boodskappe uitgaan, want daar's miskien net iemand wat dit moet hoor. Tot volgende keer. Shalom.